Goeienaand, liewe gemeente. Ons is vanaand besig met ons tweede aand in ons reeks Ontwrig die onenigheid. Voordat ons die Bybel uitlees, kom ons raak rustig, net soos die eerste volgelinge van Jesus, en kom ons vra vir die Gees se leiding. O Here, ons is baie opgewonde om vanaand saam uit die woord uit te kan lees. Ons is baie dankbaar dat U by ons is en dat U besig is om in ons harte te werk vanaand, Here, en ons vra dat dit wat U vir ons deur die woord gaan gee vanaand, dat ons dit sal ontvang en dat ons dit sal koester. Amen. Ons lees vanaand uit Handelinge 2. Ons lees vers 36 tot 47 en dis alles op bladsy 140 in die Nuwe Testament. En dis Petrus wat hier aan die woord is. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle, en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, laat julle uit die korrupte geslag gered. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop, en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eengesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys, en die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Ons lees net tot sover, mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor, en ook daaraan gehoor gee. Vanaand se leidende vraag is, watter soort mense vorm die Heilige Gees? As ons dink aan heiligheid, waaraan dink ons? Ek dink aan straalekranse, goue lig en weerligstrale. Ek dink aan iets waarvoor jy jou oë moet toemaak, want dit is heilig. En dis omdat ek in die 20ste eeu gebore is. Ons neig om te dink aan heilig en onheilig as goed en boos. Een baie groot verskil tussen ons en die mense van die Ou Testament is hierdie tweeledigheid. Ja, daar was goeie en bose optrede, maar hulle het anders oor spesifiek heiligheid gedink. Vir die priesters, wat die mense se offers hanteer het, was daar heilig en gewoonweg. Om heilig te wees beteken nie in die eerste plek om goed te wees nie. Dit beteken dit ook, maar dit beteken om die Here se sin te wees. Moses en Aaron het nooit gedink skilpvisse en varke is boos nie. Dis net vleis wat God se heilige mense nie mag eet nie. Daar's 'n plek vir die heilige en ook vir die doodgewone. Dis net dat daai twee plekke nie dieselfde plek is nie. Terselfdertyd, as ons gaan met hierdie konsep van heiligheid, dan verander dit ons ook. Dit beteken dat om heilig te wees, ons hoef nie volmaak te wees nie, ons hoef net Godsin te wees. En ons is. God sê 'n klomp keer in die Ou Testament, wees heilig, want ek is heilig. Hoekom is dit? Dis nie omdat God van ons verwag om foutloos te wees nie. Eerder as wat dit gaan oor wat ons doen, gaan dit oor wie en wie sin ons is. Ons het al almal die storie gehoor dat mense wat lank getroud is, later na mekaar begin lyk. Ek hoop nie vir arme Anastasia se part dis waar nie, sy is dan baie mooier as wat ek is. Maar ons twee het woorde en grappies wat net ons twee gebruik. Ek raak ook al hoe beter daarin om te raai wat haar opinie oor 'n saak sal wees. Daardie verandering deur nabyheid gebeur ook met ons en die Here
omdat ons naby God lewe. Ons lees dat Petrus vir Jerusalemse mense vertel het van Jesus se opstanding en van wie hy regtig is. Vers 37 lees dat dit hulle diep in die hart getref het. Die letterlike Grieks gebruik die idioom, hulle was na onder geprik of na onder gesny. Dis daardie gevoel wat ons kry as ons besef daar's iets groot fout. Dis amper fisies seer. En Petrus se raad gaan nie soveel oor etiek as wat dit gaan oor behoort nie. Laat julle doop in Jesus se naam, ontvang die Heilige Gees, God roep ons. Met ander woorde, Petrus gee nie vir hulle 'n sedepreek nie. Hy tik hulle nie oor die vingers nie, hy wys vir hulle die rigting na die Here, in wie se besit hulle geheilig word. Moenie reg lewe sodat God jou kan aanvaar nie. Jy's klaar God se geliefde kind. Lewe reg omdat dit is eenvoudig hoe God se kinders lewe. Heiligheid gaan egter oor meer as net om weg te kom van die kwaad. Dis waarvan ons wegbeweeg, maar heiligheid gaan ook waarna ons beweeg. Dit klink dalk vreemd, maar ek en van my beste skoolvriende het aan almal handgemeen geraak. Almal van ons het al beklei. Vandag se kinders het baie meer emosionele volwassenheid as wat ek gehad het as kind. Maar dis ook almal ouens met wie ek al baie goeie tye gehad het. En dis juist omdat ons so baie in mekaar se geselskap tyd spandeer het, dat ons mekaar verkeerd opgevryf het ook. En tog is ons nou al vir 20 jaar plus lank vriende. Daar's baie mense wat saam met my op skool was, wat my nooit aanstoot gegee het nie, maar ek ken hulle nie. So ek verlang nou ook nie regtig na hulle nie. Ek is seker hulle is baie aangenaam, maar ons loop nie 'n pad saam nie. Heiligheid hou ons nie net weg van wat verkeerd is nie. Dit lei ons ook na wat goed en wat reg is. Dit gee ons 'n behoefte om te groei as disippels van Jesus. Ons kry 'n vinnige blik in die lewe van die vroeë kerk in ons laaste paar verse. Hulle het geluister na die leer van die apostels, hulle het met mekaar 'n pad gestap, hulle het saam geëet en hulle het vir en met mekaar gebid. Dis maar 'n paar van die gebruike van heilige mense. Die kerk doen dit nie vandag omdat hulle niks beter het om te doen nie. Die kerk het dit daai tyd ook nie gedoen omdat hulle verveeld is nie, maar dis heiligheid wat so lyk. Ons gaan nie ons liefde ontwikkel deur sekere plekke, gewoontes en mense uit te sluit nie. Dis wie en wat ons insluit en voor omgee, wat ons heiligheid laat blom. Ek kan passief wees en myself iewers opsluit in 'n toring, en ek gaan nooit iemand skade aandoen nie, nee. Wat gaan ek vir die wêreld beteken? Watter impak gaan ek maak as ek myself heeltemal omtrek uit die wêreld uit? Maar hoe meer ek soos Jesus word, hoe meer blom ek. Hoe meer vind ek my lewensdoel. Ons lees dat die kerk eensgesind was en dat hulle met blydskap saam was. Hulle was met ander woorde so vrolik dat mense elke dag by hulle aangesluit het. Heiligheid is nie net om nee te sê vir die sonde nie, maar dis ook om ja te sê vir God. Ek gaan nou met julle 'n storie deel tot nadeel van myself. Ek is in graad 9 en dis genadiglik my laaste jaar van aardrykskunde. Ons vat toe die dag 'n draai wat nie eintlik oor die kern van die module gegaan het nie. En ons onderwyser, wat baie liewer was vir die onderwerp as ek, was aan die woord. Hy verduidelik toe vir ons hoekom rotse naby die see glad is. Dit werk soos skuurpapier. Die water en die sand vee dit glad. Dit het nie vir my sin gemaak nie, want as jy 'n bietjie water oor 'n klip gooi, dan doen dit niks aan die klip nie. As jy 'n koppie sand teen 'n rots vasgooi, doen dit niks aan die rots nie. Nou sit ek in die klas en ek kyk rond en ek sien almal aanvaar hierdie nonsens sonder om dit te bevraagteken. En ek het nog altyd geglo dat in die opvoedkundige proses jy moet vra as jy nie verstaan nie. Tot ons onderwyser se krediet was hy baie geduldig met my. Hy verduidelik toe dat dit 'n proses is wat oor miljoene en miljoene jare gebeur. As jy al die sand vat oor daardie tyd op een slag, dan lyk dit mos nou soos skuurpapier, al die sand wat jy saamvat. As jy al die water gelyk vat, dan lyk dit soos 'n rivier of 'n hoëdruk spuit. En toe uiteindelik gaan die liggie af en ek verstaan hoekom rotse by die see glad is.
Hierdie is 'n goeie beeld vir hoe die Heilige Gees werk met ons. In hierdie metafoor is geestelik volwasse gelowiges soos gladde, afgeskuurde rotse. Die Gees wat ons in die twee Bybelse tale kan vertaal as asem of wind, waai oor ons. Die Heilige Gees heilig ons nie net deur ons te eien as die Here se mense nie. Die Heiligmaker maak ons ook so deur ons te vorm. Dis hoekom dit dikwels ongemaklik voel om geestelik te ontwikkel. Ons verloor iets van die ou rots en met tyd word ons blink gevryf. Kindertjies kan op ons speel sonder om hulle voete te sny. Engelaars kan lekker lank op ons sit want ons is sonder skerp punte. Hoe meer positiewe impak ons maak in die wêreld, hoe meer wil ons dit ook doen. Hoe meer ons God raak sien in die gemeenskap rondom ons, hoe meer soek ons daardie belewenis. Dis nie net adrenalien nie, dis nie net dopamien, die goedvoelhormoon nie. Dis geestelike vernuwing. Dis geestelike vorming. Dis meer vervullend om geestelik te groei as wat dit ongemaklik is om gevorm te word. Hoe meer ons onsself oopstel vir die proses, hoe meer ontdek ons wie ons is in die Heilige Gees. Watter soort mense vorm die Heilige Gees? Die Heilige Gees vorm liefdevolle, heilige mense. Ons is heilig nie oor ons moraliteit nie, maar oor ons status as die Here se. Ons leer om dinge te laat gaan wat ons geestelike ontwikkeling vertraag en ons omarm dit wat ons geestelik vorm. Elke dag wat ons die Here toelaat om ons te herskep, word ons meer gevorm in die beeld van Jesus. Ons is immers heilig. Amen. Ons Heilige Gees, ons wil vanaand vir U loof dat U ons vat soos wat ons is en U ons vorm en ons bemagtig en ons heilige mense maak. Mense wat aan God behoort, mense wat nee sê vir sonde en ja sê vir God. Help ons met die lewenslange proses. Help ons om te weet wanneer U met ons praat en waarheen U ons lei. En gee vir ons nog 'n groter behoefte om te blom as disippels en navolgers van Jesus. Amen.